Goeiedag en baie welkom by sessie 10 van module 1 in die reeks van die wese van disippelskap. Hier van sessie 10 af gaan ek ook dikwels voor 'n sessie iets deel uit my eie joernaal wat ek self by die Here gehoor het terwyl ek oor die gedeelte stil geword het. Maar omdat hierdie opnames oorspronklik ongeveer 5 jaar terug gedoen is en ek nou nie alles weer wou ooropneem nie, moes ek so 'n bietjie spoeg en plak want intussen is die materiale hersien. So omdat ek die materiale hersien het, het daar 'n paar veranderinge ingesluip ten opsigte van die skrifgedeeltes wat met elke sessie saamgaan. Daarom was ek genoodsaak om bietjie te spoeg en te plak en te verander. So ons begin hierso by sessie 10 daarmee en dan by van die sessies wat volg sal ek ook weer van die skrifgedeeltes deel, nie altyd nie, maar heel dikwels. Dis maar net sodat mense 'n voorbeeld kan hê van hoe die oefening waar ons my kind skryf en jou gedagtes neerskryf, hoe dit klink, hoe dit gedoen kan word en wat ek self ook daaruit ontvang het toe ek dit nou al 'n paar jaar terug vir die eerste keer daarmee stil geraak het. So ons skrifgedeelte vir hierdie week is Johannes 1 vers 43 tot 51. Ek lees dan nou eers die skrifgedeelte en daarna wat ek in my joernaal geskryf het. Filippus skryf toe van Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nou toe ek stil word rondom hierdie gedagtes, het ek die volgende neergeskryf. My kind, hulle wat my ontmoet het en my volg, het nooit nodig om oor my te redeneer met ander nie. Dis nie nodig om mense te probeer oortuig wie ek is nie. Al wat nodig is om hulle uit te nooi om te kom kyk. Daar waar ek werk en teenwoordig is daar lewe en waarheid. Wanneer iemand na my toe draai om te kom kyk, word hulle bewus daarvan dat ek hulle alreeds ken, alreeds van hulle weet, alreeds by hulle betrokke is. Hierdie waarheid is iets wat mense baie diep raak, want elke mens het die behoefte om werklik geken en raak gesien te word. As mense dus onder die indruk kom dat ek hulle ken, hulle raak sien en by hulle betrokke is, bring dit 'n reaksie van verwondering en aanbidding. Die erkenning dat ek die koning van die heelal is. Ek wil hê dat jy ook altyd sal onthou dat ek jou al lank voordat jy bewus was daarvan raak gesien het. Ek weet waarvandaan jy kom. Ek ken jou vrae en jou twyfel. Ek weet van jou onsekerhede. My doel is egter nie om jou daaroor te blameer of te beskaam nie. My doel is om die essensie van wie ek jou geskep het om te wees, weer na vore te bring. Ek wil in jou weer my oorspronklike bedoeling met jou na vore laat kom. Hoe meer dit gebeur, hoe makliker sal dit ook vir jou wees, om net vir mense te kan sê, kom kyk, om hulle uit te nooi, om toeskouers te word van wie ek in jou is, en wat ek in jou doen. Tot sover dan die skrifgedeelte. Ons spring dan nou weer terug na die video toe wat ek 'n paar jaar gelede al opgeneem het. Ek wonder of jy bewus is daarvan dat 'n mens se identiteit jou gedrag bepaal. Dis 'n algemene bekende sielkundige beginsel wat sê dat identiteit, met ander woorde, hoe jy oor jouself dink, hoe jy oor jouself voel, wat jy glo van jouself, bepaal in 'n groot mate hoe jy optree en hoe jy dinge doen. Nou daarom is dit nogal ontstellend as mens bewus word daarvan dat daar geweldig baie mense is, die meerderheid mense, wat rondloop met die gedagte dat hulle net nie goed genoeg is nie, of dat hulle nie enigiets werd is nie, dat hulle minderwaardig is, mislukkings is. Nou die rede vir hierdie gevoelens kom hoofsaaklik van die feit dat mense baie geneig is om hulle self met ander te vergelyk.
En in die proses natuurlik, meeste mense vergelyk hulle self gewoonlik met mense wat baie slimmer as hulle is, baie mooier as hulle is, meer intelligent is, meer suksesvol is, baie meer bereik het. En dan voel hulle net, maar ek skiet ver te kort. So, dit lei tot gevoelens van, soos ek gesê het, mislukking en minderwaardigheid, dat ek nie regtig dit het wat dit mens nodig het, om dit te maak in hierdie lewe nie. Nou, sodra daardie denkpatroon eers in jou gedagtewêreld gevestig is, dan word dit soort van 'n selfvervullende profesie. Dat jy glo, ek kan nooit iets regkry of reg doen nie. En dan sukkel jy om goeders reg te doen of reg te kry. Of ek kan van niks 'n sukses maak nie. En dan sukkel jy om 'n sukses van dinge te maak. So dit wat jy glo oor jouself begin gebeur. Maar die feit is nie, die waarheid is nie dat jy dit nie kan doen nie. Die probleem is jou identiteit bepaal jou gedrag. Jy sien, deur toe te gee aan die versoeking van die bose om soos God te wil wees, is die mens vasgevang in 'n lewe van vergelyking en kompetisie. Twee dinge wat mense selfbeeld en gevoel van waarde geheel en al verwoes. Die mense het onder hierdie illusie gekom om soos God te wees, moet ek baie suksesvol wees, moet ek baie ryk raak, moet ek dinge kan geniet en plesier kan hê, baie soos wat Salomo hier beskryf. En dan is ek in hierdie stryd waar ek altyd werk om dit te bekom vir myself. Maar eintlik net besig om my lewe te verwoes. Dan kom meeste mense op die ou en tot daai gevolgtrekking van Salomo. Dis 'n gejaag na wind. Die vraag waarmee ons eintlik moet besighou en wat ons onsself moet vra, is wat bepaal werklik my waarde of identiteit? Waarin moet ek dit soek? Nou ek glo die Bybel is geskryf om vir ons te vertel hoe dit alles weer herstel kan word. En hoe ons weer tot die insig kan kom van waarin ons regtig waarde kan vind en wat ons ware identiteit is. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat God die mens geskep het sodat hy vir ons 'n God kan wees en ons vir hom kinders, leerlinge, disippels kan wees. 'n Verhouding van intimiteit. En in hierdie verhouding deel God homself met die mens. Sy liefde, sy aanvaarding, sy goedkeuring, sy omgee, sy krag, sy troos, sy leiding, sy raad. En so kan ons aangaan. Dit is wat bedoel word met God se oorvloed. Hy deel homself in oorvloed met die mens. Dis hoe hy geskep is. En elke mens wat dit in oorvloed van God ontvang, sal nooit enige twyfel hê oor wie of wat hy of sy is nie. Sal nie twyfel oor hulle vermoëns nie. Sal nie twyfel oor wat hulle hier maak op aarde en waarom hulle hier is nie. Sal nie twyfel oor hulle waarde nie. Sal nie eers dink daaraan om hulle self met ander te vergelyk nie. Net op grond van hierdie een baie belangrike feit, dat God my en vir jou so ontsaglik liefhet, dat hy ons hoog ag, dat hy iemand is wat in die woord sê dat ons vir hom kosbaar is. Mense oor wie hy stil tevrede is in sy liefde, oor wie hy jubel en juig. Dit alleen is meer as genoeg rede om te glo dat ek ontsaglike waarde vir hom het. En daarom maak dit nie veel saak wat ander mense van my dink of sê. Nou die sondeval het egter meegebring dat die mens daarvan beroof is. En daarom het Christus gekom om daardie verhouding met God, waarin die mens oorspronklik geskep was, te kom herstel. 'n Verhouding waar ons weer in die binnekring van gemeenskap tussen Vader, Seun en Gees kan inbeweeg. Weer deel kan word daarvan. En dit gebeur wanneer ons lewens weer teruggee aan God, sodat dit onder sy heerskappy kan kom. Nou die Hebreërskrywer noem hierdie terugbeweeg onder die heerskappy van God, is dat ons weer inbeweeg in die heiligdom.
daar waar ons in gemeenskap met Vader, Seun en Gees kan leef. Daar waar God se lewe deur ons lewe word. Die Griekse woord wat daarvoor gebruik word is die woord zoe, dis 'n ewige lewe. Die lewe wat ons hier in hierdie liggaam het, word genoem bios. Dis 'n biologiese tydelike lewe. Maar die zoe is 'n ewige lewe wat nooit weer van ons weggeneem kan word wanneer ons weer in daai verhouding met God kom. Dis 'n lewe waar hy weer vir ons God is en ons weer sy kinders word. Weer sy disippels, sy leerlinge kan wees. Wat ons oë en ore op hom gerig hou. Om van hom te hoor wat op sy hart is vir die wêreld en hoe hy ons daarbey wil betrek. Daar's niks meer opwindend as dit nie. Om net te dink dat God ons gemaak het om ons deel te maak van sy planne. Dis so wow. Ek kan nie glo dat so baie mense dit mis nie. En so hard probeer om God aan mekaar by hulle eie planne te betrek. So ons kan weer mense word wat regtig verstaan dat die diepste doel van ons bestaan is om in hierdie hele proses net vir God te leer geniet. Te geniet wie hy is, te geniet wat hy doen, te geniet wat hy in hierdie wêreld wil doen. Dit raak te sien. Ons oë daarvoor oop te maak en hom toe te laat om ons deel daarvan te maak. Dan, jy weet, as ons in daai verhouding begin leef, dan begin alles hier binne ons, wat deur die sonde skeef getrek is, weer regbuig. Dan begin alles wat deur die sonde verwoes en pyn en lyding aangedoen is, weer herstel en genees en heel word. Nie deur eie pogings of iets hard te probeer regkry nie, net deur in die heiligdom by hom te wees, hom te geniet, ons oë en ore op hom te rig, om toe te laat om vir ons 'n God te wees, met daai oorvloed vir ons te bedien, om toe te laat om sy aangesig oor ons te laat skyn, soos wat hy sê in Numeri 6 wat hy graag wil doen. Jy kan om sy glimlag oor ons lewe raak te sien en te ontvang en te koester. Binne dit word ons weer heel mense. En daarom kan Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, as iemand weer in daai heiligdom ingekom het, dan is hy of sy 'n nuwe mens. Dan sê hy, kyk die ou dinge het verbygegaan. Watter ou dinge? Die ou dinge van vergelyking, kompetisie, jaag na sukses, van God by jou lewe probeer betrek. Dis die ou manier van lewe. Dis waarvan hy ons kom losmaak. Nie sodat ons kan die hemel toe gaan nie, maar sodat ons op hierdie aarde onder sy heerskappy kan begin lewe. 'n Nuwe manier van lewe, waar ek nie meer in kompetisie is met die persoon langs my of oorkant my, waar ek my nie meer hoef te vergelyk nie, waar ek nie my waarde vind in die prestasies en toekennings wat in hierdie wêreld aan mense gegee word nie. Dit maak nie saak nie. Dat ek weer kan agterkom, dat ek nou onder God se heerskappy volgens nuwe reëls kan lewe. Reëls waar ek vanuit die goedheid van God leef, vanuit sy liefde, vanuit sy aanvaarding, en dat ek my waarde vind in die feit dat hy my liefhet, ontsaglik liefhet, dat hy my dit werd geag het om deel te wees van sy planne, dat ek nie daarin kan misluk nie, nie as ek hom gehoorsaam nie, dan is mislukking nie 'n opsie nie. En in hierdie proses hoef ek my met niemand anders te vergelyk nie, daar is nie 'n vergelyking nodig nie, daar is nie kompetisie nie. Dis net om hom te volg van dag tot dag as disipel, my oë en ore op hom te hou. So, my waarde lê daarom, nie my identiteit, nie wat ek bereik nie wat ek vir myself skep nie, maar net in die feit dat ek herstel is as kind van God, disipel van God, leerling van God. Daarin is my ware identiteit, nie my prestasies en suksesse nie. En as dit my gedrag begin bepaal, dan sal my gedrag ook anders begin lyk in hierdie wêreld. Ek hoop van harte dat jy in hierdie boodskap iets hoor van wat op God se hart vir jou is. En dat jy weer sal dink daaroor. Waarom kan jy jouself nie volledig daarvoor gee nie? Waarom moet jy dit mis?
Baie dankie dat jy saam geluister het.